Kom ons gaan na die woord toe vanmôre. Kom ons gee al ons kruiskykers 'n lekker handeklap, hulle wat by ons inskakel en toelaat dat ons saam met hulle mag kuier. Ons gaan na Lukas 10 vers 19 toe gaan en ons is besig om 'n boodskap te bedien waar ons praat oor oorgawe en ons praat oor autoriteit. Nou, wanneer u en ek moontlik in situasies is waar ons leiding moet neem en ons moet vir mense ons posisie sê, ons moet sê luister omdat ek aangestel is, of jy sê nee maar jy moet luister want ek is die supervisor of wat ook al die geval is by die werk, wil ek vir jou sê, dan is jy nie werklik nie, maar daar's 'n autoriteit waarin ons moet loop, daar's 'n gesag waarin ons moet loop en Lukas 10 vers 19 kom en hy gee vir ons skrifgedeeltes om ons te help in die lewe. Hierdie woord moet toegepas word. Die woord werk vir hulle wat hom toepas. Nou, hoe lyk dit? En ek is so bly u vra dit vir my vanmôre. Dit sê vir my, ek kan dit nie net op 'n Sondag lees en dan sit ek hom weg wanneer ek hier wegry nie. Nee, hy moet op die Maandag, op die Dinsdag moet hy toegepas word. Hierdie gesag waarvan geskryf is, moet ek toepas. Ek moet hom leef. Nou voordat ek die skrif lees, wil ek graag vir u deel vanmôre wat in my gees geval het, veral wanneer mens kyk na wat in die wêreld gebeur en waar mense is. En ons word nie beweeg deur wat ons hoor, sien of voel nie, maar ons word beweeg deur wat ons glo, wat ek met die oog van geloof sien. En dit is asof die Here net dit in my wakker gemaak het om met mense te deel vanoggend, dat al verstaan jy nie wat jy sien nie, onthou jy wat God gesê het. Al verstaan jy nie wat jy nou sien nie, onthou wat God gesê het. En dis daardie woord waarop ons staan. Nou, dis belangrik dat ek sal weet dat as mens, terwyl ek in hierdie vleiskas gaan wees, en moontlik is jou vleiskas nou 'n dubbeldeur yskas in die winter, en hy raak weer enkel in die somer, hoe ook al jy gaan werk, daarom moet jy weet, 'n somerliggaam word in die winter aangewerk. Maar wanneer jy in hierdie vleiskas is, gaan daar sekere dinge wees waarmee ons gaan moet deurdruk, ons gaan moet staan. Hy kom en hy sê dat in hierdie lewe gaan ons verdrukking verduur, maar nog steeds weet ons dat hy het reeds gesê dat hy het vir ons die prys betaal vir ons voorsiening wat ons nodig het, vir ons genesing wat ons nodig het, vir ons gesinne wat moet gered word. Daarom bring ek die woord en my verklaring bymekaar deur te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. So al verstaan ek nie wat ek tans sien nie. Al kyk ek vanmôre en omdat ek vleis is, omdat ek vlees is, omdat ek mens is, omdat ek nog hier vasgevang is, nog nie reg is om deur die Here ontvang te word nie, word ek baie kere beïnvloed deur wat ek sien. Maar ek moet vanmôre my geloofsoë, my geloofslense moet ek vanmôre oopmaak. Ek moet vanmôre kyk en vanmôre besef dat dit gaan nie oor, alhoewel dit belangrik is vir God, wat ek ervaar. Maar dit gaan nie oor wat ek ervaar nie, maar wat ek vanmôre myne maak, wat ek vanmôre aanvaar. Van tyd tot tyd gaan ons tog bloeddruk wat bietjie hoog, bietjie laag is, ervaar. Kom, jy het al my gehoor hoe ek sê, 'n paar mense het die water, hulle die suiker, hulle kort net die teesakkie. Water is besig om teruggehou te word. Hulle praat van muissuiker. Jong, gee dit terug vir die duiwel. Daarom ervaar ons hierdie dinge. Sien, dit is moeilik vir my om te weet hoe dit regtig met u gaan, as ek u vra hoe dit gaan en jy sê God is goed. Hy is altyd goed. Ons weet hoe dit met God gaan. Ons wil graag weet hoe dit met jou gaan. En daarom mag ek sekere dinge ervaar. Kom, u is verby die halfpad merk van die maand en 'n paar mense wat vir die staat werk glimlag. 'n paar ander is besig om te sê, Here, daar's meer dae as geld oor. So wat ervaar u? U ervaar dat daar meer dae as geld oor is. Nou, baie kere dan het ons hierdie verklarings wat ons doen, weet dat dit vanmôre belangrik is om te sê wat ek aanvaar.
omvou my met die woord van God. Ek ervaar dat daar verkoue simptome is, maar wat ek aanvaar is, deur sy wonde is daar reeds vir my genesing. Belangrik, Jakob, speel jy net met woorde. Jong, hoe meer jy begin agterkom dat ons word verstrik deur die dinge wat ons sê, hoe meer gaan jy die krag van lewe en dood agterkom wat uit jou mond uitvloei. Daarom gaan u en ek begin waardig loop met die woorde wat ons spreek. Lukas 10 vers 19. Hierdie gaan 'n lekker bedrywige oggend wees, maar ek gaan die 10 uur, 9 uur uit hê. 'n Paar van julle het bekommerd geraak. Ons gaan nog vir mense se karre, motors bid en inseën, en in die volgende diens gaan ons nog doop ook. Lukas 10. Nou Lukas, een van Christus se disippels wat 'n buitestander was, hy gaan uit die boek van Lukas gaan hy agterkom, en wanneer hy sy boeke skryf, maak hy hulle wat moontlik verdruk word, maak hy hulle die helde. En ek vind ons baie makliker in die boek van Lukas as aan die ander evangelies, want hy was soos ons 'n buitestander. Hy kom en hy maak die belasting invorderaars, maak hy helde. Hy maak vrouens wat niks geag was of as niks gesien was in daai tyd nie, maak hy die helde in sy verhale. Nou ons sien Lukas 10 speel homself af wanneer die 70 of 72 nou terugkom. Hulle is uitgestuur, sê vir die persoon langs jy moet gestuur word. Jong, moenie sommer net gaan nie, want met die seën waarmee jy gestuur word, gaan jy ontvang word. Party van ons ervaar af en toe in die lewe dat dinge 'n bietjie moeiliker is, omdat ek net uitgestap het. Ek het sommer net myself gewip. Wie van u ervaar dit tans in jou huis? Daar's 'n paar tieners. Is daar enige tienerouers? Tienerouers. Hulle was pragtig toe die netjies pap was, maar nou is die netjies styf. En hulle wil so af en toe vir jou sê hoe hulle gaan hulle goedjies pak. En kom, jy's 'n Christelike ouer, jy's mos bloedgewas, en ons het 'n paar van hulle wat groot prestasies. Kom ons gee net vir Diva net 'n lekker handeklap met alles wat hy in hierdie lewe beleef, hoe die Here hom seën. En 'n groot sportsman van formaat maak. Julle moet maar op Facebook gaan kyk. Ek wil graag hê dat ons segmente het wat ons graag 'n bietjie met ons kinders kan spog, so wanneer die tyd onsself toelaat. Maar u het moontlik een van hulle wat dreig, hulle gaan uit die huis uit gaan. En jonge, as 'n paar kere wat jy mos nou veral as dit 'n goeie Sondagoggenddiens was en dit was moontlik 'n nagmaal Sondag, dan is jy nog ekstra bekeerd en jy sê nee my kind, moenie gaan nie, maar hier teen die ander einde van die maand, net voor die volgende nagmaal Sondag, aanpak jy sommer hulle goed. Nou het jy al agtergekom dat wanneer ons kwaad is, gebruik ons 25% van ons oorspronklike 10% van ons breinkrag wat ons gewoonlik gebruik. Verstaan u nou hoekom mense die dom dinge sê wat hulle sê wanneer hulle kwaad is? Ons moet altyd by iemand se maag gaan draai. Maar wanneer jy kwaad is, begin jy inpak en is niks goed wat jy ooit gaan nodig kry en jy is sommer net kwaad. En so kom Lukas en hy praat met ons deur hierdie skrif en hy verduidelik vir ons, veral wanneer ek myself vind. Hulle is uitgestuur, hulle kom terug, daar was goeie resultate, hulle is op 'n hoogte. Kom, wie van u het al gevoel hoe die Here deur jou werk? Moenie so gefokus wees op wat hy deur jou doen nie, wees gefokus op wat hy in jou doen. Kom, want wanneer hy deur my werk, word ek nederig om te kan weet dat die Here hierdie moddermannetjie kan gebruik. Ons is slegs kanale. Sien ons, wanneer ewe skielik, wanneer ek begin trots raak en ek begin dink, jong, miskien moet ek 'n besigheidskaartjie of 2 of 3, en as jy vanmôre 'n besigheidskaartjie het, is goed dat mense weet waar dit is en wat jy doen. Ek praat van wanneer ons begin, ons begin die eer te verskuif en selfs wanneer die val sou kom, is dit 'n goeie aanduiding dat ek weer daarvan sal kan opstaan, want ons weet dat wanneer daar hoogmoed in my hart kom, en dis wat hier aangespreek word vir my, om 'n vrystelling van God se krag te mag ervaar, nie net sy exousia nie, maar sy dinamitkrag, het ek nodig om naby aan die Here te bly. En so kom hulle terug en daar was 'n reaksie gewees en ons sien hoe Christus dan, en het is belangrik dat ek weet wie die skrif aanhaal. Hy kom daar en hy sê, ek het aan julle mag gegee om op slange en skorpioene te trap
en om die hele mag van die vyand te oorwin. Ander skrif of 'n ander vertaling kom en hy sê ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Sien, Christus kom en hier is ons terug, ons is op pad terug, ons het 'n uitreik gehad, ons is uitgestuur, nie deur die kerk nie, ons is uitgestuur deur Christus 2 by 2 en hy het vir ons gesê, dat wanneer ek moet in die huis ingaan, dan moet ek gaan en ek moet nie gaan sit en wag om bedien te word nie, maar hy sê ook, dat wanneer julle gaan, moet julle alles eet wat vir julle gegee word. Jong, maar nie daar sit in die huis wat jy nou net 'n oop deur gekry het. Hierdie skrif is prakties, mense. Hy's prakties. Jou gesag waarin jy loop is nie net wanneer jy die woord spreek nie, is wanneer jy daar sit en ewe skielik maak jy in die middel van jou gande maak jy jou bordjie oop en die maagie en die dermpie en die oogie. Hy lê daar vir jou. Hy kyk vir jou en hy sien wat jy in die verlede gedoen het, wat jy in die hede gaan doen en hy kyk sommer ver in die toekoms in. Skrif is duidelik, sien ons hou daarvan om die skrifte uit te haal soos wat ons daarvan hou. Ons hou daarvan om ons Bybels te merk en party van ons is nog 'n bietjie skie en skaam om dit te kan doen, maar dit gaan oor hoe hierdie woord op my afgedruk word. En wanneer ek sê afgedruk word, afgestempel word, dan sê ek kind van God, verteenwoordig hom goed. Dit is nie 'n Sondag vertoning nie. Nee, dis wanneer ek elke dag sal loop met hierdie gesag en hy's in alles wat ek doen. Wanneer ek sit en hy sê, verklaar oor daardie huise vrede. Onthou wanneer ek sê shalom. Ek weet daar's ander familie van u wat moontlik nie shalom sê nie, maar hulle is moontlik aan 'n ander kant van die geloof en dis vrede. Vrede. En wanneer ek sê vrede beteken dit wat jy nodig het, bring ek. Te veel van ons gaan na huise toe om te ontvang. U moet bekragtig wees. Jy moet loop met die gesag, met die exousia wat die Here aan u gee en u moet opdaag met alles wat daai persoon gaan nodig hê. Daarom het u en ek nodig om opgebid, ons moet ingebid word. U en ek moet die woord hê en moenie vanmôre jouself diskwalifiseer as u en die vrou nou net in die parkeerarea 'n bekleierery gehad het en nou sit jy hier en nou sê jy ek kan nie ontvang of deur die Here gebruik word nie. Laat ek net so 'n paar huwelike red. Moenie jouself diskwalifiseer nie, maar moet ook nie jouself dat jy by 'n plek kom, dat jy jouself in die Engelse woord is shortchange nie. Ons weet dat die gawe is sonder bekering. Hy wil nie net sy woord eer nie, hy wil deur jou opereer en hy wil ook hê die een wat seën moet geseënd wees. Daarom moet u nie nou sê, ek gaan maar Sondag weer probeer nie. Nee, in hierdie diens, maak nou jou gedagte op, jy gaan deur God gebruik word, nie net eendag nie, maar nou, en jy gaan 'n kanaal wees. So hy sê, wanneer ek aansit en ek sê vrede, dan verklaar ek oor mense, alles wat jy nodig het gekom. Wie van ons is daai tipe mense? Jy gaan om te gee in steede van om te ontvang. Kom wanneer jy na iemand se huis toe gaan, moenie leehande gaan nie. En wanneer jy, veral moontlik is jou hand leeg, maar jou hart is vol, gaan met 'n bemoediging, gaan om 'n dien daar te wees aan daardie huisgesin. Moenie nou dink en sê, jong, ek is so bly vir hierdie uitnodiging. Ek wonder wat gaan hulle vir my gee. Here, ek kan nie, ek proe sommer daai skaapchoppie, Here. Ek weet mos hulle is mense, Here. Hulle het familie daar in die Namakwa-land. Ons weet daar's goeie skaap, daar's Calvinia skaap wat nou hier gaan wat gaan deurkom vir ons. Nee. Wat is dit wat jy gaan bring? Sien te veel van ons en ons hou van vers 19, ons hou van die krag, ons hou van die dinamiet, ons hou van die autoriteit, maar sien die autoriteit is nie net in dit wat ek kan ontvang nie, is wat gee ek? Dan kom hy en hy praat later en hy sê, dat as jy deur 'n stad, sien, ek moet vir u vanmôre sê, om die Here te dien, is nie altyd maklik nie, maar is die moeite werd. Kan ons by 'n plek kom, waar ons die evangelie gee, soos wat die evangelie gegee moet word? Dit het hom 'n prys gekos. Kom, daar's te veel van ons wat nie hou van sukkel nie.
Kom, daar's 'n generasie wat nie hou daarvan en ek sê nie jy moet nie jou ouers se plafon moet jou vloer wees. Ek verstaan dit, maar daar's 'n karakter wat gebou word en dis die karakter van God. En as ons Christus aan die kruis gemartel was, dan ek nie nou nodig om te sê, jong, om die Here te dien is moeilik nie. Nee, ons moet weet dis die moeite werd, want daar's 'n prys wat vir ons betaal is en daar is ook 'n kroon wat vir ons wag. Vir sy heerlikheid, vir sy glorie sal ek dit verduur. Dan kom hy en hy sê dat al gaan julle in die stede in en hulle wil nie julle woord ontvang nie, hulle wil nie van julle vat nie, hulle wil nie die woord hê wat in jou hart so brand nie, skud die stof van jou voete af en dit beteken nie, ag nou is ek klaar met julle nie. Nee, 'n stof in daardie dag was 'n seën gewees. Het sê, gee nog steeds die beste woord, gee nog steeds lewe waar ander mense dood sou kies, want dit is wat hierdie krag aktiveer. Want dit sê, ek gee aan julle die mag, ander woorde, die exousia. As koning, Christus kom en hy sê, ek gee aan julle. Daarom is dit belangrik dat ons weet van wie ons hierdie krag kry. Waar is dit waar ons hierdie krag ontvang? Kom wie van u het al gesien as iemand deur die range beginne klim, maar hulle het nie deur die proses gegaan nie. Kom, is belangrik dat ek weet dat ek het nie hierdie krag gekry omdat ek daarvoor betaal het nie. Nee, is onverdiende gunst, dis genade wat vanmôre op my en u lewe is. Daarom weet hy dat dit wat ons doen is ons nie. U en ek is nie 'n som totaal van dit wat ons gedoen het nie. Nee, ons is vrygekoop deur die bloed van die lam, bloedgewaste kinders van die Here. Ons staan in daardie gesag, die marteling wat hy verduur het en hy het nie gesê iewers deur die proses gaan hy ophou nie, wat hy het geweet. Hy sal die ekstra myl moet loop en dis een van die beginsels van die woord waar hy sê as daar gevra word vir jou om 'n myl te loop, loop die ekstra myl. Want hy het geweet daar gaan 'n Jaco wees wat gaan kort skiet. En hy moet meer en hy het sy alles uit die volmaakte prys betaal. En hy kom en hy sê, ek gee aan julle die mag, ander woorde, hy oorhandig dit aan ons. En nou praat hy hier van slange en skorpioene, en is hier 'n paar van u wat 'n bietjie rondkyk, veral wanneer die gordyne ekstra swart is op 'n 8:00 oggend, en jy kyk, jong, wat kan hier rond hardloop? Bang is vir slange, bang is vir skorpioene. Hy beweeg net te vinnig, dan ewe skielik aan. Het vanoggend geskrik ook toe haar ooghare op die kussing lê en was jou vrou se. Jy wil sommer beginne. Daai lag hier daar ver agter, gee iemand weg vanoggend. Ons het na 'n paar dienste het ons mense gehad, veral as die dienste wild was. Wanneer die krag begin werk het ons mense gesien wat gesê het, jong, is van daai dier magnetiese ooghare, ek moet dit soek. Kan nie dit los nie. Sien daai Chinese winkel ooghare nie. Maar hy kom en hy maak hierdie skrif, en baie van ons maak dit te hoog om by te kom. Kom wie van u het al teruggeval gevoel in baie mense se geselskap, maar hulle wandeling is nie volgens die woord nie. Hulle weet hoe om die lippediens te doen. Die Here het met hulle gepraat. Hy het vir hulle gewys in 'n droom gesig. Jongens, dan voel jy maar, Here, geen wonder jy kan met my praat nie, want jy praat so baie met daai suster. Te hoog om by te kom. Hy sê hierdie is die kwalifiserende stappe. Ek wil hê jy moet hierdie woord kan toepas. Gaan nie net oor, en daar was duiwels uitgedryf. Want vers 20 kom en hy sê, sit eerder julle fokus op waar julle name geskryf is. Mag dit in die boek van die hemele wees. Altyd die gestalte, die gedaante van 'n dienaar. Nou hy kom en hy sê, mag oor slange, en weet vanmôre, dat hy spreek goed aan, wat u en ek nie tussen die lyne lees nie. Ons moet onsself in die skrif vind. Hy kom en hy sê, ek spreek aan dat julle vanmôre krag van my, mag van my, exousia van my, kry, autoriteit van my kry, is nie wat jy by iemand anders te kry nie. Jong, wie van u het as kind, het jy jou broer en suster bang gemaak met wat ma en pa gaan sê? Ek gaan vir ma sê, ek gaan vir pa sê.
Ma het gesê, pa het gesê. Nou, ek weet nie wie van julle bevoorreg was om in die badkamer te wag nie, maar jou senuwees is klaar. Party van ons is om net daar en dan, is ons daar en dan afgestof, en asseblief moet nou nie getrigger voel nie. Ek weet vandag se kinders mag nou nie meer afgestof word nie. Gaan vir ma sê, gaan vir pa sê. Nee, hier gaan dit oor dit wat u en ek geroep is om te doen. En hy sê, mag oor slange en skorpioene, ander woorde net waarvoor jy bang is, maar ook dit wat ander sou aanbid, want in daai dag was daar afgode vir alles. Maar hy kom en hy sê dat jy en ek ons harte moet waak teen dit wat moontlik wil vrees opwek. Ek sal nooit vergeet, en ek dink in Hielstraat was die mure op daai stadium in Pastoor Gustaf se huis nog so oranje kleur geverf. En Willie sit nou vanoggend hier, so ek kan dit nou voor hom vertel, want ek vertel dit altyd agter hom. Sien, daarom moet jy nie bang wees om iets voor mense, agter mense, maak seker dat jy dit voor hulle kan sê. En dink Willie het die boodskap gehoor, hy was so 13 jaar oud gewees. En Willie se broer Koos, Koos, het vir die van u wat hom geken het, hy het epilepsie gehad. Wie van die het al gesien hoe lyk dit as iemand langs 'n kragsentrale geslaap het die vorige nag? Jong, hulle het nuwe vuur. En so gaan ons deur 'n geloofsreeks en ons hoor ook hierdie skrif. En hoe ons krag en mag het. Onthou, die woord autoriteit is exousia, en dan is daar die dynamietkrag wat op ons lewens kom. En Koos raak so stil, en daar was baie kere gewees wanneer die aanvalle was verskillend. En hierdie sê ek nie vanmôre met enige disrespek nie, ek sê dit met soveel liefde. En hy's besig om 'n aanval te kry, en Willie gryp die autoriteit. En hy begin daarso in tale te bid en duiwels uit te dryf. En hoe meer hy vir Koos, en hy sit vanmôre hier, hoe meer hy vir Koos gryp, hoe meer hy vir Koos bid, hoe meer begin Koos 'n aanval, begin die aanval te vererger. En ek sien na hy sitkamer, hy breinsitkamerbanke begin nou rondgeskuif te word, die hele eetkamer of die hele TV-kamer word verskuif, totdat dit op sy ergste is, en wil hy toe maar vir hom sê, nee, dis reg, duiwel, bly maar. Raad op. Maar ek kan vir jou sê, sit vandag 'n besete persoon voor hom, want hy weet nou waar hierdie autoriteit vandaan kom. Dan sal hy nie los totdat daai persoon vry is nie. Ons is nie hier om jou te herstel nie, ons is hier om te restoreer en vry te maak, nie net 'n oplossing te probeer bring tot die probleem sodat jy weer daar gaan beland nie. Nee, hy gee vir ons hierdie gesag, en die gesag begin vanmôre by elkeen van ons se eie deure, waar ons begin sê, Here, ek begin te konfronteer en ek begin te ontwortel die dinge wat moontlik vestings wil oprig in my lewe, wat wil vrees die regmatige plek gee, want dit is sy liefde wat perfek is, en dit dryf die vrees na buite. Daarom begin ek deel met die dingetjies in my hart, ek begin deel met die goed wat moontlik wil maak dat my naam nie geskrywe sal wees in die boek van die lewe nie. Ek kom en sê dat ek is geroep as koninkryks ambassadeur. Dit gaan nie net oor krag en mag en autoriteit wat ek afdwing nie. Daar is gesag waarin ons loop. Wanneer jy in 'n vertrek kom, moet die duiwel sidder en bewe, want God se gesant het ingestap, en dis hy wat ons verteenwoordig. Daarom kan jy en ek in 'n plek instap as ons self mag geklee in Christus. Nie langer onder nie, maar ons breek deur. Nie langer sê wat ek in die gesig staar en dis hoe dit gaan bly nie. Nee, dat ek sal weet dat hy kom en hy sê dit wat wil vrees opwakker. Die laaste keer toe jy misluk het, moenie dink dat hierdie keer gaan hy besigheid ook uitmekaar val nie. Ek weet die vyand is besig om te profeteer oor daai besigheid, maar jy staan vas in die woord. Jy gryp vanmôre aan die vars salwing wat daar op hierdie woord is vanoggend. Jy sê ek weier om langer onder. Ek gaan
gaan oor, ek gaan deurbreek, want U en ek as mens het nodig om uit te stap en op die water te begin loop. Al het jy gesink, keer net terug, hou jou oë gefokus op Christus, die een waar ons krag vandaan kom. Daarom wanneer ons die Psalm lees by begrafnisse en ons hoor in daardie oomblik, is daar hierdie verwondering en hierdie vraag, waar sal my hulp vandaan? Ons weet, ons hulp is van die Here. Hy wat hemel en aarde gemaak het. Daarom maak dit met U uit, dat die oppositie wat U tans ervaar, en ek is nie hier om vanmôre jou oog terug te hak na dit wat jy deurgaan nie. Ek wil jou oog hak na waantoe jy op pad is, die deurbraak wat voor jou deur is. U en ek staan in die deur, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en indien U net nodig het om uit die pad uit te kom, dat jy dat self uit die pad uitkom, hou op die eer vir jouself wil neem, sit die eer waar dit hoort, sodat daar meer krag deur jou kan vloei. Dis hy wat dit deur jou doen. Daarom, ek verstaan, ons het nodig om liefde te openbaar en ons moet verdraagsaam wees. Maar daar is 'n manier wat ons veg, wat die vyand meer onbekend is. Sien, ek het nie nodig altyd om my sê te sê nie, ek het net nodig om in sy woord te wandel. Daarom mag ek moontlik nie verstaan wat ek dan sien nie, maar ek vergeet nie wat hy vir my gesê het nie. Maak nie saak hoe dit tans lyk in jou huwelik, maak nie saak hoe dit tans lyk in jou finansies, maak nie saak hoe dit lyk in jou familie, maak nie saak hoe dit lyk, hoe lyk dit of die kankerselle begin rondhardloop in jou liggaam nie, staan op wat hy gesê het. Kom ons staan vanmôre op in hierdie huis. Hierdie gesag is nie net vir 'n enkele nie, dis nie net vir 'n pastoor, dis nie net vir leraars en leiers in die kerk nie, die gesag is vir u en vir my om in te loop. Sien, nie het nodig om gesag te neem. Ek verstaan en ek waardeer wanneer ons gebedsversoeke het, want ons wil 'n gemeenskap hê wat saam met ons staan. Maar neem ook vanmôre gesag oor dit wat tans jou gedagtewêreld wil oorneem. Vir wat vanmôre hier staan en sê, Jaco, jy weet nie waantoe ek nou huis toe gaan nie. Hierdie woord is ook vir u. Staan op gesag. Ek sê nie dit moet deur krag of geweld kom nie. U sal vir Dr. Gustav onthou, hy vertel het van hierdie tannie wat gesag geneem het oor situasie week na week, en weer eens sê ek vanmôre vir u terwyl ek afsluit. Ek ken nie mense se omstandighede nie. Daarom kerk van Christus, Lofdal familie. Ek weet nie die prys wat dit baie keer vir mense kos om net na 'n diens toe te kom nie. Daarom hanteer dit as 'n oomblik wat veilig gehou moet word. En as mense wat na groot hartseer omstandighede huis toe gaan en hierdie tannie vertel hy, weet nie, en dit klink amper asof dit iemand uit Benoni, en as jy vanmôre van Danville is, asseblief moet nou nie vanmôre aanstoot neem nie. Het klink soos iemand wat moontlik uit daai area kan kom, en dis waarvan Pastor Gustav vandaan is, Kempton Park en daai areas. Vertel hy hoe die tannie haar hart vir die Here gee en besluit sy gaan na die huis van die Here toe gaan, en elke Sondagoggend staan haar man in haar pad om te gaan. Ek sê vanmôre hier om mishandeling uit te lig nie, en ek wil dit geen plek gee nie, maar sy gaan deur erg mishandeling tot op 'n dag, en ek sê nie vanmôre dis wat u moet doen nie, ek sê u en ek het nodig om 'n stans te neem. U het nodig om 'n denkbeeldige lyn in die grond te trek en sê tot hier toe nie verder nie. Tot op 'n dag dat daai baie klein tannetjie 'n man voor die bors gryp en sê, duiwel, los en gaan my man. En ewe skielik toe ons hom neersit, toe gryp hy sommer die handsak, en toe is hulle saam kerk toe.
Ek motiveer nie vanmôre aggressie nie. Maar ek het nodig om ons veg terug te kry. Ek het nodig om te sê, nee, lank genoeg. Lank genoeg het hierdie gedagtes gehardloop soos wat hulle gehardloop het. Lank genoeg het ek saam met die duiwel gepraat. Lank genoeg het ek amen gesê op die preek wat die duiwel preek. Nee, ons neem vanmôre gesag. So vir 'n kort oomblik wil ek vra dat u net u hande sal opsteek en ons gaan vanmôre saam bid en ons gaan jou losmaak. Ons gaan vanmôre gesag terugneem. Ons gaan vanmôre eienaarskap vat van dit wat hy vir ons gegee het. Here, ons kom vanoggend in hierdie diens, Here, en ons omhels hierdie autoriteit wat u aan ons gee. Dit kom van u af, Here. Geen een wat nie bloed gegee het dit vir ons gegee nie. Nee, u het u lewe neergelê en gewys hoe dit en dat dit gedoen kan word. Here, vanmôre kom ons, Here, gaan mense wees wat gaan vry word uit en deur hierdie diens, Here. Ons ontwortel elke woord van dood en lewe. Here, dit kan nie in dieselfde koninkryk opereer nie. 'n Koninkryk verdeeld onder homself kan nie staan nie. Daarom kom ons en ons maak ons los van woorde van dood en ondergang en ons bind ons tot die woord van autoriteit en lewe, dat ons sal niks kort kom nie. Ons maak ons families vanmôre los, Here. Ons bind hulle tot die wil en die woord van God oor hulle. Here, ons kom en ons spreek lewe oor situasies waar ons moontlik self met die dood saamgestem het. Ons maak onsself en hulle los. Ons opereer vanmôre in die autoriteit wat aan ons gegee is. Daarom sê ons gaan lank lewe, Here. Ons seën hulle wie ons vervloek, want daardeur sit ons vuurige kole op hulle hoofde. Ons bid vir ons gemeenskappe soos wat ons vir ons gesinne bid. Daarom is dit belangrik dat ons sal getrou wees in ons gesinne, sodat hy ons die gemeenskap kan gee. As kerkgemeente, as kerkgesin, Here, ons is getrou in hierdie stad, sodat U ons hierdie land kan gee, sodat ons in besit kan neem. En U kan verheerlik word. As jy vanmôre siek is, as daar pyn in jou liggaam is, sit jou hand daar waar hy pyn is, hy ongesteldheid is. Ons verklaar vanmôre lewe oor jou lewe. Ek verklaar vanmôre jy gaan nie sterf nie. Ek kanselleer daai gedagte van dood, selfmoord, ek kanselleer jou in Jesus naam. Ek neem vanmôre gesag oor gedagtes van einde bring en einde maak in die naam van Jesus. Ek sê daai besigheid van jou gaan nie vanmôre onder nie. Jy gaan deurbreek. Die Here stuur voete. Hy stuur invloedryke voete na jou toe. Daai kontrak, daai tender, ek sit vanmôre die seën van die Here daarop in die naam van Jesus. Ek verklaar oor jou gesin, oor daai vrees oor jou kinders. Ek breek dit vanmôre. Ons gee hulle aan die Here. Ons bring hulle na die Here toe. Wanneer ons hulle na die Here toe bring, is hulle God se verantwoordelikheid. Ek mag vanmôre nie verstaan wat ek sien nie. Maar ek onthou wat hy gesê het. Halleluja. Halleluja. As jy vanmôre hier is en jy het gebed nodig, maak vinnig die weg vorentoe sodat ons kan afsluit. Mense kan stuur in die seën van die Here. As jy vanmôre hier is en jy het gebed nodig, maak nie saak waarvoor nie. Ons gaan vir U bid, ons gaan vir U bid. Kom na vore, ons gaan die Here vertrou. Niks is onmoontlik by die Here nie. En wanneer ons sê niks, dan beteken niks is onmoontlik nie. Niks is onmoontlik nie. Laat ongeloof uit jou hart gaan. Deel vanmôre met daai ongeloof. Niks is onmoontlik by die Here nie. Hy maak my vry. Hy maak my vry. Sonne, geen houvas meer nie. Die naam is 'n sterk toring. Die naam van Jesus
Here, ons loof U. Al my sonde. Kom ons sing so laaste maandag en ons afsluit. Word bekragtig in die Here vanmôre. So sterk toring. Here, ons loof U. Van al my sonde. Halleluja. Het ek vir Devin gesien, is hy hier? Sy vir ons kan kom afsluit. Halleluja. Nooi iemand uit na vanaand 6:00 se aanddiens. Loop in hierdie krag. Opereer in hierdie krag. Weet dat hy wat aan jou hierdie krag gee, gee dit vir jou vir waar jy is. Vir waar jy is, by jou werk, by u huis. Weet vanmôre dat die Here gee vir u en vir my omdat hy vertrou. Hy vertrou dit wat in ons lewens tans opereer. Hy ontmoet jou waar jy is. Hy kom en hy gee vir jou. Hy gee vir jou sodat u en ek sal vrylik gee. Moenie vanmôre terughou nie. Moenie vanmôre as u saam as huisgesin die Here dien. Voordat u praat oor probleme, spreek dit aan in die gees. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Kan ons net ons hande oplig? Halleluja. Halleluja. Dierbare Hemelse Vader, vanoggend kom ons sê ons dankie, Here. Dankie vir die woorde wat uitgegaan het, Here. Ons sê dankie dat die woord wat uitgegaan het op vrugbare grond geval het vanoggend vir Here. Dat ons die woord sal aangryp met alles wat ons is, Here. Dat ons die woord sal uitleef, Here. Dat ons die autoriteit sal opneem en uitleef, Here. Nie net in die huis, maar buite die huis, Here. In die missieveld, Here. In die naam van Jesus, Here. En ons spreek lewe oor een en elkeen in die huis, Here. Ons spreek lewe, ons spreek die seën van die Here oor elke familie, Here. Ons dankie vir deurbrake, ons dankie vir alles wat U kom doen het vanoggend in die huis, Here. Ons gee die prys, ons gee die loof en al die aanbidding, Here. En ons sê dankie in Jesus naam. Amen en amen.